Ons lees die oordenking vir die 9de April uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is vreugde met 'n vraagteken. Ons teksvers kom uit Prediker 5 vers 17. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die gesoeg op hierdie wêreld. In staatsonderhoude wat Charlie McKeesy, kunstenaar en prediker, met jong mense voer, vra hy aan hulle watter dinge hulle regtig gelukkig maak. Die antwoorde is uiteenlopend: my vriende, of om partytjie te hou, goeie kos, om te kry wat ek wil hê, of sonskyn, musiek, geld, my vrou, my kat, my niggie, en om in die natuur te wees, my breiwerk, om televisie te kyk, om mooi aan te trek, of om in die winkels rond te loop, en om te dans. Wanneer hy aan hulle vra of hulle dink dat daar meer is om voor te lewe, is hulle onseker. Die antwoorde kom soms met die ophal van skouers. Ek weet nie, dalk. Ek twyfel regtig. Of ek sal graag wou hê dat daar moet meer wees om voor te lewe. Een jong mens antwoord sonder weifeling: nee, daar is nie. Net een van hulle sê met oortuiging: ja, daar is. Elke mens wil graag volkome gelukkig wees. Ons soek ons vreugde in mense of omstandighede of aktiwiteite. En dikwels bied dit kortstondige, absolute vreugde. Tog bly daar 'n onvervulde hinkering na iets nog groter. Iets permanents en standhoudends. 'n Vreugde wat nie van ons weggeneem kan word nie. God wil hê dat ons vreugde in klein dingetjies sal ervaar, want hy is die skepper daarvan. Hy smag egter ook daarna dat ons nou reeds sy ewigheidsvreugde sal ervaar. Daar is iets meer aan die lewe, die vreugde van Jesus Christus. Here, dankie vir klein en groot vreugdes, en bovenal vir u onverwelklike ewigheidsvreugde. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.